In Johannes 19 lees ons dan die 6de kruiswoord van ons Here Jesus Christus. Ons lees daar vanaf vers 25 tot en met vers 27. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy liefgehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder: Vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel: Daar is jou moeder. En van daardie uur af die disipel haar in sy huis geneem. Tot sover het die woord van die Here. Let op vers 26. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy liefgehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder: Vrou, daar is u seun. In Lukas 1 vers 26 tot 28 hoor ons van 'n boodskap wat die engel aan Maria bring. Hy bring wonderlike nuus. Ons hoor dan ook die volgende wat hy sê: En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Vers 31 en 32. Hierin word vir ons opnuut weer eens bewys dat die Here getrou is aan sy beloftes. Hy het 'n verlosser gestuur, die knegt van die Here. Dit is Jesus Christus, die Seun van God, het gekom en hy het mens geword. God laat vaar nooit die werke van sy hande nie. Hy was van God verlate. Hy het pyn en lyding beleef. Maar te midde van daardie verskriklike pyn en verskriklike lyding, roep hy uit na sy ma. En Jesus het sy ma liefgehad, net soos enige seun sy ma behoort lief te hê. En daarom sê hy vir haar: Vrou, daar is u seun. Vrou, daar is u seun. En omdat hy getrou is, 'n getroue Here is, die een wat sorg, vertrou hy ook sy ma toe aan die disipel wie hy lief het. Dit is Johannes. Soos hier vir ons dan ook geskrywe staan, hy het met die disipel wie hy liefgehad het gepraat. En hy sê: Daar is jou moeder. Waarom sê hy so? Hy sê so want hy vertrou sy ma aan Johannes dan ook toe. Daar is jou moeder. Kyk na my moeder, net soos jy na jou eie ma sal kyk. Versorg haar, wees daar met haar. En dit staan vir ons nog ook uit, 'n aspek wat hier vir ons dan ook uitgelig word, is die feit dat ons nie bloedbande met Christus hoef te hê om kinders van God te wees. Oor die genade. As jy dalk in jou lewe verwerping beleef het deur ouers, oupa en ouma, broers of susters, familie, en jy vertrou nie meer mense nie. Jy dink jy's 'n verworpene. Hoor die wonderlike nuus. Jy is 'n seun of 'n dogter van God. Jy is deur Christus gered. Jy hoef nie bloedbande met hom te hê om 'n kind van God te wees nie. Jy is deur hom gered. Jy is deur hom, is jy ook nou aangeneem deur God. Jy is 'n kind van God. Die verhouding tussen God en jou is reggemaak. Jy is 'n kind, jy behoort aan hom, 'n kind van God. Dis wat hy vir ons uitwys. Vertrou ook hierdie belofte. Glo daaraan en hou daaraan vas. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat ons aangenome kinders van U mag wees. Want ja, dit is so. Vroeër wou ons nie kinders wees nie. Vroeër was ons kinders van die toorn. Met ander woorde, ons het die straf op ons sondes verdien, maar U het ons uit genade gered. Nou is ons kinders van U. Help ons, deur die krag van die Gees, om ook soos U kinders te lewe elke dag. Ons bid dit in Jesus se naam.
Amen.